Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en dat die waarheid van die Here se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou ek kyk vandag na twee belangrike skrifgedeeltes, Jesaja 53:5 en 1 Petrus 2 vers 24. Nou wanneer u daardie skrifgedeeltes gaan lees, dan sal u sien daar staan geskrywe: deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nou baie leraars, veral die wat 'n genesingsbediening het, gebruik hierdie skrifte so uit konteks om te sê dat Jesus eintlik ook vir jou fisiese genesing aan die kruis betaal het. Maar dis nie die konteks van die skrifgedeeltes nie. Ons gaan vandag daarna kyk. Ek gaan vir jou 'n paar videoklips speel. Ons gaan sien dat hierdie mense die skrif uit konteks gebruik om hulle lering te staaf dat Jesus ook aan die kruis dan vir jou siekte gesterf het. So kom ons spring dadelik weg. Die belangrike vraag is, wil God steeds vandag genees? En die antwoord is 'n baie duidelike ja, absoluut ja. Maar God genees op sy tyd soos hy wil en wanneer hy wil. Ons kan God nie demand vir genesing nie. Ons kan wel in geloof na hom toe gaan en dis belangrik dat ons dan God dan vra vir genesing of dat iemand vir ons bid vir genesing en God kan iemand gebruik daarvoor. So genesing is nie uitgesluit vandag nie, maar die skrifgedeelte wat ons vandag hanteer, moet in sy konteks reg verstaan word. Nou, God gaan nie alle mense genees nie, dit moet ons aanvaar. Ons het dit reeds in die skrifte gesien in die Nuwe Testament, en vandag is dit ook sigbaar dat nie alle mense ontvang genesing nie. So Jesaja 53, 1 Petrus 2:24 word dit konteks gebruik, en ons gaan beslis kyk daarna vandag. Kom ons gaan luister na die eerste videoklip van Rick Renner, waar hy sê dat dis nie net geestelike genesing nie, maar Jesus het ook betaal vir jou fisiese genesing, terwyl dit nie in die konteks is nie. Kom ons gaan luister. If you're sick, or if you know somebody else that is sick, for you or for them, to step into the healing and health that Jesus really did purchase on the cross. We saw that in Isaiah 53 verses 3 through 5. Healing for your body, your emotions, your mind, all of that was included in redemption just as much as the forgiveness of sins, release from guilt and shame, peace in mind also is included. Healing for your body, your mind, your emotions, that is part of the work of redemption. It belongs to you. You can say technically healing for your body, your mind, your emotions, it's in the bank. You may not know it, but it's in the bank. It belongs to you. But for you to receive it when you ask, you have to stay in unwavering faith. Hy sê dat Jesus genesing betaal het aan die kruis. Dit staan nie in die skrif nie. Dis eisegesis, hy plaas dit in die skrif. En dan sê natuurlik ook dat die prys vir liggaamlike siekte net so geldig is as wat dit vir jou sondes dan betaal is voor. Daarom is dit jou reg tot genesing. Hy sê dit behoort aan jou, dis in die bank, dit moet gebeur. Dit is nie waar nie, dis 'n valse leerstelling. En hierdie mense glo dit, en so baie mense word nou mislei. Nou die belangrike vraag is, wat van die wat nie genees word nie? As Jesus vir jou siektes aan die kruis betaal het, dan moet genesing mos kom, dan moet jy mos genees word. En dit is waar baie mense mislei word. Baie mense, Christene wat nie genees word nie, sy geloof word ondermyn, en dit sien ons in baie van ons genesingsdienste. As jy nie genees word nie, dan sê hulle die fout lê by jou, jy het nog sondes wat jy nie bely het nie, en so meer, en daar's baie redes. Maar die waarheid is dat die Here Jesus Christus het vir jou sondes aan die kruis gesterf, en genesing is 'n gawe, dis genade wat God jou gee. As jy na hom toe gaan in geloof, of wanneer daar vir jou gebid word, in watter hoedanigheid ook al, wanneer daar vir jou gebid word vir genesing, dan kan God genees. Maar dis nie 'n waarborg nie. God gaan nie alle mense genees nie. Nou hierdie leerstelling kom uit die Word of Faith movement uit. Kenneth Hagin, 'n man wat geglo dat jy is verlos van poverty, dis armoede, siekness en spiritual death. Met ander woorde, hy het vir jou sondes betaal, en ook vir jou siekte, en ook vir jou armoede. Dis nie in die skrif nie, dit staan nie daar nie, dit kom uit die Word of Faith movement.
Nou goed, kom ons gaan kyk na die skrifgedeelte in Jesaja 53 vers 4 tot 5. Hy sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dis die probleem, hulle gebruik daai gedeeltjie en sê, deur sy wonde het daar vir ons nou genesing gekom. Die hele konteks praat van genesing van sonde, en nie van fisiese siekte nie, met ander woorde, liggaamlike siekte nie. En dis waar die probleem lê. Hierdie mense gebruik dit uit konteks uit, en dit is nie die konteks van daai skrifgedeelte nie. Nou goed, kom ons gaan kyk na 1 Petrus 2:24 en 25. Hy wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder en opsiener van julle siele. So wat is die konteks? Dis die genesing van sonde. Hy het ons sondes gedra, en dis waaroor dit gaan. Nou, die nuwe lewende vertaling stel dit pragtig. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra, soos ons vry van die sonde. Nou kan ons lewe, omdat God ons verhouding met hom herstel het. Deur sy wonde is julle genees. Vroeger was julle soos verdwaalde skape, nou het God julle egter teruggebring na julle herder, die bewaker van julle lewe. So dit gaan alles oor sonde, dit gaan oor die genesing van sonde, nie van siekte, liggaamlike siekte nie. Nou kom ons gaan luister na 'n videoklip, of natuurlik 'n man wat juist praat oor hierdie twee skrifgedeeltes en vir ons die konteks mooi verduidelik. Kom ons gaan luister. Although these two verses are central to the topic of healing, they are often misunderstood and misapplied. The word healed, as translated from both Hebrew and Greek, can mean either spiritual or physical healing. However, the context of Isaiah chapter 53 and 1 Peter chapter 2 make it clear that they are referring to spiritual healing, not physical. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. 1 Peter chapter 2 verse 24. The verse is referring to sin and righteousness, not sickness and disease. Therefore, being healed in both of these verses is speaking of being forgiven and saved, not being physically healed. Nou ja, dis baie duidelik, die konteks sê vir ons duidelik, dit praat nie van liggaamlike siekte nie, en dit word nie eers hier genoem nie, maar wel van sonde. En daarom moet ons die skrifte gaan ondersoek en seker maak dat ons die konteks reg verstaan. Kom ons gaan luister na 'n laaste videoklip van 'n dame wat dit ook pragtig verduidelik. Why aren't all Christians healed? First of all, I want you to know that I have had a life-threatening disease for 43 years, and I'm still serving the Lord. And I know that I will be healed. But let me explain why not all Christians seem to be healed. In Isaiah 53 verse 6, a lot of people like to quote this verse. The end of that verse says, by his stripes or by his wounds, we have been healed. However, the context there is primarily spiritual healing. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And when Peter re-quotes this verse to some degree in 1 Peter 2:24, he says this, Jesus himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds we have been healed. Clearly the context there is spiritual healing. He shed his blood and was crucified and died for us so that we might have our sins forgiven, have his Holy Spirit live in us, and live for what is right. Nou ja, ook sê die konteks reg, dis waaroor dit gaan. Dis geestelike genesing, hy het vir ons sondes betaal aan die kruis, en kan die Here genees? Absoluut. As ons hom vertrou daarvoor, kan die Here ons genees. Maar die konteks sê nie liggaamlike siekte nie.
En dis wat baie van die leraars en baie valse leraars natuurlik uiter. Hulle sê dis waaroor dit gaan oor fisiese genesing en daarom is dit jou reg om genees te word. Nou God kan genees as hy wil en wanneer hy wil, as dit by liggaamlike siekte kom, daaroor is geen twyfel nie. Nou goed, ek gaan afsluit. You cannot live out twisted scriptures and end up with God. Dit is belangrik dat ons nie die skrifte gaan verdraai om 'n sekere leerstelling te promoveer nie, en in baie gevalle in die charismatiese bediening en waar daar genesings en wonders plaasvind, glo hulle dat hierdie skrifgedeelte absoluut pas in hulle kraal en dat dit beteken liggaamlike genesing, terwyl dit nie die geval is nie. Mag die Here ons lei en ons die genade gee om sy woord reg te verstaan, die konteks reg te verstaan, dis baie belangrik, want daar uitspruit dwalinge wanneer ons dit begin verdraai, en dit is baie, baie gevaarlik. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën, totsiens.